Ons lees die hoofstuk U seën uit die alfabet van oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizette Marie. Ons sê maklik vir mekaar geseënde Kersfees of 'n geseënde nuwe lewensjaar of seën en voorspoed vir jou en jou gesin. En ek wonder soms, verstaan ons die diepste betekenis van ons woorde wanneer ons iemand die seën van die Here toebid? Of wanneer ons by God pleit dat hy ons en ons mense sal seën en bewaar? Kort na die dood van ons een seun het ek een middag 'n rugbywedstryd van 'n jonger boeta bygewoon. Dit was 'n haalbytstryd. Sake het baie gelyk op verloop. En ek het gebid dat die Here tog sal help dat my kind se span wen. Ek het gesê, seën asseblief my kind, Here. Hy het dit so nodig. Dit sal vir hom soveel in hierdie tyd beteken. Dit is tog nie vir u moeilik nie. Toe, kort voor die eindvletjie blaas, teken die teenstanders punte aan en my kind se span verloor met 1 punt. Toe ons huis toe ry, het ek die rugbyman van my gebed vertel en sommer bygevoeg hoe bekkaf ek voel. En hy het gelag. "Ma," het hy uitgeroep, "dit was een van ons lekkerste wedstryde hierdie jaar. Ons het dit so geniet op die veld." Ek was skaam. Ek weet mos dat die Here se seën veel verder as prestasie of voorspoed of sigbare bewyse strek. Ons is dikwels tog so behep met ons eie klein ek wil dit hê lysies dat ons God se seëninge mis. Ons laat hulle deur ons geloofsvingers glip. Die Hebreëse woord chesed wat in die Ou Testament as genade vertaal word, beteken letterlik dit: God se brandende begeerte om te seën. Dit beteken dat die groote, almagtige God oorbuk en ons seën, omdat hy wil, omdat dit deel van sy wese is. Dit hang nie van ons verdienstelikheid af nie. Onthou jy hoe Jakob sy blinde pa Isak bedrieg het en toe sy broer Esau ooreed het om sy eersgeboorte reg vir 'n pot lensiesop te verruil en hoe hy toe gevlug het? God ontmoet toe mos die voortvlugtende bedrieër in 'n droom by Betel. En hy seën hom. Toe Jakob wakker word, roep hy uit, "Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie." Aldus Genesis 28 vers 16. Ons hemelse Vader omarm ons voordat ons ons eie sonde raak sien of bely het. Voordat ons nog met ons lewe kan antwoord, skenk God reeds sy seën. In die Bybel is dit die belangrike persoon wat die minder belangrike goedgunstiglik seën. 'n Pa seën sy kinders. Die Here seën sy volk Israel. God seën ons vandag nog. Ons moet tog maar doelgerig na tekens van sy seën soek. Dit is daar. Dit is in gesondheid, in voorspoed, in 'n gespaarde lewe. Dis in 'n enkele perske in die laat somer. Maar dis ook daar wanneer dit voel asof God sy seënende hand van jou onttrek het. Op 'n dag besef jy, God was heeltyd by my. Dwars deur en binne-in verstikkende donker tye het hy woordeloos by my vertoef. Op 'n helder Sondagmiddag saam met gelowiges om 'n tafel seën die pa van die huis ons almal met die woorde uit Psalm 16. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Aldus Psalm 16 vers 5 tot 6. Ek hou steeds vas aan die seën wat in hierdie woorde opgesluit is. Ons moet ons kinders in die vaste wete grootmaak dat God hulle wil seën. Ons moet hulle ook herinner aan ons deel van die verbond wat hy met sy kinders gesluit het, om 'n lewe van gehoorsaamheid te kies. Hulle moet weet hulle is ingesluit in die belydenis: ek en my huis sal die Here dien. Dan kan ons met vrymoedigheid bid: Here, seën asseblief my huis, my man, my kinders, U huisgesin, U kerk, en bovenal, Vader, seën my met U self, met die krag van die Heilige Gees in my lewe. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.